Welkom by die Olielamp, die harmonie van klank en lig. My naam is Cornel Meyer en jy luister na die Olielamp se potgooi. Goeiedag, hierdie is episode 6. Saam met my in die ateljee is Koen Fourie. Ons het laas keer gepraat oor die man se taak in die huwelik en vandag volg ons op die volgende tema, die taak van die man in die kerk. Koen, wat is die Bybelse riglyne vir die rol van 'n man in die kerk? Ja, Cornel, weer dankie vir hierdie geleentheid. Ek dink hierdie vraag het nogal meer by my geresoneer. Ek dink mense is baie keer besig met hierdie dinge en dan dink jy nee, maar dit is sommer eenvoudig, maar dit het werklik 'n diepte vraag by my ontlok is hoekom nou natuurlik ook die kerk en hoekom dan moet ons betrokke wees in die kerk. En vanuit ons gebou het uit die huwelik uit en daar het ons vir mekaar gesê dat dit juis is dat Christus vir ons daai beeld gaan wees en hoe wonderlik is dit weer dat mens net elke keer terugkom by Christus. Spesifiek het dit so gekom dat mense uit Johannes 17 het nogal vir my baie antwoorde gekom in die sin dat dis die gebed van Jesus vir sy disippels en die stuk wat daar is en almal moet dit asseblief gaan lees, maar dis net so dat ons elkeen moet besef dat omdat ons dan gered is in Christus. En as jy dit glo, moet jy begin betrokke wees en weet dat jy 'n gestuurde van die Here is. Die Jesus sê daar bid daar dat soos die Vader hom gestuur het, stuur hy nou elkeen ook uit. So en ek dink dit is die rol van mans dan nou juis in die kerk. Ons het soveel voorbeelde van mans in die Bybel en dan spesifiek die beste voorbeeld soos ons ook gelees het was dan Jesus ook in die kerk. Ook in wat hy vir ons gedoen het. So dit is so diep vraag, Cornel, dat 'n mens moet gaan vra is, maar wat is ons rol eintlik op aarde? Dit is tot verheerliking van God. En as jy weer Johannes 17 aan die begin lees, dan sê hy, maar God het Christus gestuur om hom te verheerlik, om wat God is te verheerlik. So ons rol hier op aarde is om tot verheerliking van God hier te wees. En as dit dan nou is en ons glo dat ons nou gered is, dan gaan ons moet betrokke raak en ook so begin dien, soos wat Christus gedien het. Ek dink dit is baie keer wat anders is van die wêreld. In Johannes 17 praat Jesus ook baie van die wêreld. Ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. En hy bid dat ons nie uit die wêreld sal wees nie, maar dat ons die krag sal ontvang, dat ons vir hom kan lewe. So, die slotsom wat ek bygekom het, is dat, en dan sluit dit aan by 2 Petrus 1 en 2 Petrus 1 wat ons dan nou sê, maar okay, wat moet ons doen? Want baie keer is dit, as jy nou met mense ook praat oor die kerk en wat moet dit, dan is dit, maar ons moet nie werke en alles nie, en as jy 2 Petrus 1 daarby gaan lees, dan gaan dit juis, ons moet betrokke raak, omdat ons nou vanuit ons huis uit, as man, ons huis goed dien, soos Christus, 1 Timoteus 3 wat ons kan lees, is oor wat 'n rol van 'n man is. Ek bedoel, dis nie altyd mens lees dit en mens dink, ja, maar mens moet nou so wees om 'n diens, 'n amptenaar in die kerk te wees. Maar dit is ook baie goeie riglyne vir ons om net in te leef in ons gesinne en dan buite in die wêreld. Maar waar ek wil by kom is dat ons moet weet, omdat Christus ons dan nou geroep het, omdat hy ons gered het, sal hy ons ook toerus om hierdie werk te doen. Deur die Gees sal hy ons hierdie krag gee om te gaan werk. En 2 Petrus 1 is baie gevaarlik in daai sin, want baie mense kan dit nou lees, ja, maar wat sê ons vir mekaar hierso? Is dit, maar ek gaan 'n stukkie daai lees en hy sê, immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat geroep het, deur sy heerlikheid en deeg, waardeur hy ons die grootste en kosbaarste beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. En ek dink dis wat ons moet besef wat ons in die kerk is. So, eerstens daai rol van die man in die kerk is, ons moet besef wat ons in Christus is. So dit is daai nederigheid wat ons kort. Dat ons besef dat sonder Christus en dit wat hy vir ons gedoen het, is ons niks nie. Maar nou, omdat ons dit besef, en hy vir ons dan ook stuur, dan stuur hy ons, elkeen van ons is dan 'n gestuurde om dan uit te gaan en te gaan dien soos wat hy gedien het. Hy het sy disippels se voete gewas, hy het mense geleer ken, hy het ingegaan in huise in wat mense gesê het, jy kan nie daar ingaan nie. Onthou die Fariseërs het gesê ons kan nie. En op soveel so mate dat Paulus kon getuig het en vir sy gemeente kon sê, of vir die gemeentes gesê het, maar
of Timoteus gesê het, volg my soos wat ek 'n navolger van Jesus Christus is. En ons moet eintlik fokus dat ons almal by daai belydenis kan kom. En ek dink dis die rol van die man, om by daai belydenis uit te kom om te sê, volg my soos wat ek 'n volger van Jesus Christus is. Want dit noodsaak ons om God se wil te ken, te verstaan. Ek dink aan Micha, ek dink is Micha 6 vers 8 wat sê God het ons hierdie dinge bekend gemaak. En hy vra dat ons net gehoorsaam sal wees, dat ons reg sal lewe in sy woord en dat ons hom daarop sal vertrou. Ek sou sê dit is baie wat ek gesê het, maar ek wil fokus daarop dat ons sal bevestig dat ons in Christus is, omdat ons gered is, dat ons dan nou vanuit ons huise uit, of jy nou enkel lopend is of nie, of 'n gesin het, hier is dit vir alle mans, is dat ons onsself in Christus ken, ons verdorwenheid verstaan dat hy ons gered het. So eintlik is die rol van die man net die evangelie van Jesus Christus. En daar is geen wonderliker boodskap nie. Ek het nou 'n klomp teksgedeeltes bygenoem wat mense kan gaan soek wat daarby kan help, wat my daardeur gehelp het. Dit is net wonderlik hoe dit terugkom tot by Christus. So Christus in sy kerk, dit is sy kerk, hy bou sy kerk. Ek dink is Matteus 16 waar hy vir Petrus sê, Petrus, jy is die rots en op hierdie belydenis, maar dit was daai belydenis van Petrus wat sê, U is die Here, die Christus, die seun van die almagtige God. En as ons hom meer dit sien, dan sê 2 Petrus 1 vir ons, dit gaan kom, want Christus weet dit. En ons kan nie net stil sit en terugsit nie. Vanaf vers 3, want, en ek wil dit byvoeg, en juist daarom ook moet julle aanwending van alle ywer van julle geloof voeg die deeg, en by die deeg die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. So nou sien jy hoe hierdie pad wat die Here met elkeen van ons stap. Maar dit beteken nie ons kan net stil sit nie. Ons kan nie net nie betrokke wees by die kerk nie. Want die vraag is wat ons dan vir mekaar moet vra hierby is, gaan ons om te gaan dien, of sit ons vandag in die kerk om bedien te word? En ek dink dit is juis wat ons harte moet toets. Gaan ek net Sondag kerk toe? Ek word gou bedien deur die woord. Ek vat nie die krag daarvan weg nie. Maar as ons dan nou daai dinge weet en deur Christus wat ons uitgeruk het, hoe leef ons dan nou van daar af uit? Ek voel ek het 'n mond vol gesê. Ek hoop dit is duidelik. So ja. Ja, so as 'n mens nou daai kyk van hoe jy het nou mooi verduidelik van wat die man se taak is in die kerk en riglyne daarby is. Hoe kan mans hulle gawes en hulle talente gebruik om die gemeente en die kerk te dien? Hierdie het ek self ook mee gesukkel, want daar's baie maklike menslike maniere wat ons aan kan gaan dink. Want ek dink die perspektief is ons dink altyd aan onsself. Ek kan dit doen en ek is goed hiermee en ek kan dat, en dit is nie in opsig verkeerd nie. Maar dit het my gelei tot Matteus 25 wat Jesus self vra en sê, toe ek honger gehad het julle vir my kos gegee. Toe ek dors gehad het julle vir my iets te drinke gegee. So weer eens die vraag is net om te gaan kyk, hoe kan ons dien om soos Christus ook die geringstes uit te soek. Christus het juist gaan kyk van die wat die meeste nodig het. So in plaas daarvan om altyd net op ons eie gawes en krag te fokus, is dit baie keer, ek het nou met iemand gepraat ook by 'n kerkfunksie waar ons nou was, wat die tannie getuig het en gesê, maar dit wat juis haar gawe nie is nie, wat is, het die Here haar nou gestuur. So dit gaan oor daai ding om in nederigheid diensbaar te wees en te gaan uitsoek en kyk, waar kan ek iemand se voete was. En uit 'n Christelike perspektief, nie uit dat ons iets daarmee gaan ontvang nie. Ons het ander dag ook 'n gesprek gehad met 'n oom wat sê nee, hy werk en dan koop hy vir 'n paar mense wat saam hom werk 'n Coke of so en toe op 'n dag toe vra hy hulle iets en toe wil hulle dit nie doen nie en toe besef hy maar hy het gegee om te ontvang. En dit is 'n belangrike punt wat ons moet ook sê in hierdie taak dan is, ons het almal gawes en talente, ons moet uitgaan, ons moet dit gaan gebruik, maar ons moet nie dit gebruik tot voordeel van ons nie, maar tot voordeel van ander. Omdat ons in Christus gered word en omdat ons daai heerlikheid van Christus sal ontvang as ons soos hy gekom het om te dien en die evangelie uit te dra en tot eer van God. Ja, en ek dink
God sal ons nooit, soos jy genoem het met die gawes, hy sal ons nooit bo ons moontlikhede of ons gawes beproef of take gee wat vir ons onmoontlik is nie, want ek dink met sy krag alleen sal ons alles kan verrig. Dit bring ons ook by ons volgende vraag, wat is die balans tussen 'n geestelike leierskap en die nederige diensbaarheid binne die kerk? Want ons het nou gesien van, ons kan diensbaar wees en ons gawes dien, maar hoe moet ons balanseer om leierskap te hê teenoor ook nederig diensbaar te wees? Ja, dit is en dit is nou waar daai balans kom, want baie keer spring ons ook weg, nee, ons gaan nou alles doen, ons gaan dit doen en ons gaan dat doen. Maar die punt kom in dit is dat ons eers God moet ken en verstaan wat sy wil is. En die vraag is of ons bidde daarin ook ingaan om te sê, bid en vra wat die wil van die Vader is in hierdie verband. So eerslik sal ek sê dit moet begin by die geestelike aspek daarvan en dan juis waar ons vir mekaar die geestelike leierskap moet bied om te sê, maar eerstens om te erken waar ons eie sondes is en ons eie gebreke dit voor God en dan ook voor die mense om ons. En so gaan hierdie geestelike leierskap begin vorm aanneem. Dat mens in 'n fisiese manier kan ook dien en dan ook belangrike 'n geestelike aspek begin dien. As mens kyk na Titus 2 waar elkeen van ons moet iemand kan help, want soos die Here gebruik goed wat met jou gebeur, wat met my gebeur om aan mekaar te skaaf. En dis juist daai goed wat ons met mekaar moet deel in so 'n kerklike gemeenskap. So dit is so in vervorming dat as ons saam gaan begin werk en saam gaan doen, dan gaan ons ook mekaar se geestelike moeites en laste en tekortkome en voorspoed en alles ook begin dra. En dan is dit die vraag, nou, wat is die balans tussen daai geestelike en die balans gaan homself vind, want jy kan nie net na die een kant toe gaan nie, want as jy net gaan na jou gawes toe, dan vergeet ons Christus, dan fokus ons weer net op die mens. Aan die ander kant kan jy nie net gaan nie, want ons kan nie net soos 2 Petrus 1 vir ons sê, ons kan nie net by die geestelike kant bly nie, want daar's 'n gawe wat daar uit gaan vloei, wat jy kan nie die gees inhou, Galasiërs 5, wat die vrug van die gees gaan werk. So, dit is 'n balans wat homself gaan vind, maar jy kan nie die skaal probeer self tip in die kant wat jy wil, want dit is ook baie gevaarlik, soos ek probeer sê, is jy kan nie net gaan na werke toe nie, en jy kan nie net bly by die geloof en net daaraan vasklou nie, dat niemand anders dit deel nie, dit gaan jou so dring dat jy dit gaan wil uitdra, gaan wil uitleef, en die vraag kom weer in Matteus 25, is ons die bokke of is ons die skape? Maar daai antwoord kom nie uit 'n mens uit nie. Dit kan nie sê, ek wil nou nie dit wees nie, so dis hoekom ek dit nou gaan doen nie. Nee, dit kom uit om die wil van God te gaan verstaan, dit af te bid om dit te verstaan, dat die Here dit aan ons openbaar, dat deur sy gees dat hy dit in ons werk, dat ons juis hierdie balans kan uitleef. Want dit is krities belangrik. Geestelike leierskap ook vir ons jong mense, vir ons kinders, vir almal van ons. So ons moet Titus 2 toepas om te sê, kom ons dien mekaar en ons leer mekaar. Ouer vroue, ouer mans. Ja. Ek stem saam. Ons volgende vraag is ook bietjie meer met ons vorige episode wat gegaan het oor die man het sy taak in die gesin, wat moet hy wees in die huwelik? En nou kom ons by, hoe moet die man dan sy gesin en sy kerkroeping op so 'n manier balanseer dat beide eer en groei kan bring? Want ons kan nie net sê, alright, ons moet nou hier gaan disippels wees en ons gaan leef onsself, ons sit voor in die kerk en ons is ouderling en diaken en voorsitters op alles, maar ons skep ons familie af nie. So hoe balanseer ons dit weer? Ja, ons moet dit altyd besef, ons roeping is eerste by die huis. Ons kan nie, 'n man kan nie sy eie, of wat is daai gesegde, jy kan nie jou eie koninkryk laat te gronde gaan te midde van iets anders nie. Ek het daai gesegde ontgaan my nou, maar die punt is, ons moet in jou gesin, 1 Timoteus 3 is vir ons daai voorbeeld, as ons nie ons eie gesin goed kan regeer nie, dan is dit gevaarlik. Hoe kan ons dan in die gemeente dit gaan doen? Weereens in jou gesin, die man moet fokus op sy gesin, en daar is ook, hy moenie 'n nuweling wees nie, en vanuit die gesin gaan dit gebou word. As die gesin volledig en volkome dan opgevoed is en gelei is en aan voorsien is, dan is dit weer eens hierdie groei wat net gaan groei. Die Here gaan dit gee en dit gaan uitgedra word. En ons moet onsself met daai vraag uitdaag. Is dit iets wat ons begeer om so in die gemeente
betrokke te wees. Daar's spesifieke tye wat die Here dit ook werk dat 'n man betrokke wees in die gemeente en dit is seker hoekom ons ook hierdie rondes het van jy kan dien en dan moet jy afgaan want mense het dit nodig. Daar's daai natuurlike vloei wat mens moet kry van gaan kyk weer, is alles reg by jou huis. Ek dink voorbeelde van die ou oorlog wat King Richard weggaan en sy koninkryk val in mekaar is daai ding. So 'n man se eerste bediening is sy vrou, sy kinders, want dis van daar af gaan dit ook groei. Dit gaan op 'n tyd kom wat die vrou net dien en die kinders ook net dien. So dit is in op sigself gaan hierdie gemeente die gemeenskap gaan hom uitbou in Christus. Maar dit is 'n kritiese ding. Ek dink baie predikante, baie ouderlinge vergeet dat dit begin by jou eie huis. En dit staan as hy wat nie sy eie huis kan in orde hê nie, hoe kan hy dan verwag om dit in die kerk van Christus te doen? So dis weer die Bybelse riglyn wat ons nooit moet vergeet nie. So gesin, dan kerk, dan gemeenskap. Maar dit begin by Christus. Ja, nee, dis wonderlik om ook so daarna te kyk en 'n mens kan dit sien daar waar mense worstel met hulle eie gesin dat die vrugte wat gepluk word in die kerk nie altyd die beste vrugte is nie, of die leiding wat gegee word nie altyd die beste leiding is nie. Dit bring ons by ons laaste vraag en ons afsluiting vir hierdie episodes, eintlik hierdie klein reeks wat ons het. Watter praktiese stappe kan mans neem om sterker geestelike invloed in die kerk uit te oefen? Cornel, ek dink die vrouens is eintlik baie keer vir ons 'n voorbeeld want hulle is baie betrokke by mekaar. Ek dink wat ons as mans sien is ons isoleer onsself want ons dink ons moet al die wysheid hê en ons moet alles dit hê en ons wil kompeteer en ons wil dit of dat. Ek dink 'n praktiese stap is net om terug te gaan na die woord toe en dan vir jou iemand te soek. Ek dink as jy sien Paulus en Timoteus so soek vir jou. Ek dink wat ek al in my lewe ervaar het, dat te midde van dinge wat in my lewe moeilik gegaan het, sou ek 'n Timoteus oor my pad gekry het, wat die Here oor my pad gestuur het om vir my te wys, maar kyk buite jou saak, hier's iemand wat stoei met hierdie, en dan kry vir jou 'n Paulus. Kry iemand vir jou wat jy mee kan sit, wat jy mee kan gesels, wat jy kan, want ek dink dit is waar die groei en die geestelike invloed gaan daarin kom, dat ons mekaar kan oproep om te sê, maar leef ons uit die woord uit. Ja, en dit is die mense ding, jy weet, ons mense is, in 'n groot groep wil jy altyd, nee, ek wil nou nie dit nie, en ons, in Bybelstudies is dit hierdie groot gesprekke, en jy weet, jy moet teologies dit en dit, maar die diepere vrae kom nie altyd uit nie. So, om 'n baie eenvoudige, praktiese stap te gee, ek sal sê, ek gaan dit hou by een stap, is om te sê, kry vir jou 'n Paulus, wat jy 'n persoonlike pad kan mee stap, en kry ook vir jou Timoteus, dat elkeen van ons kan ontvang, maar ook kan gee, en spandeer 'n halfuur 'n week saam, drink 'n koffietjie saam, gesels nie net by die kerk nie, ontmoet mekaar by die huis, dan sal hierdie geestelike motivering ook mekaar oproep, en mekaar vermaan. Ek dink in 'n groot groep kan mens nie mekaar vermaan nie, maar as mens meer hierdie persoonlike, en van daar af gaan dit net groei. Paulus kon toe later aan sê, Timoteus, jy bly agter, maar ek gaan nou daartoe, en dan gaan hy vir hom 'n volgende een kry, en 'n volgende een, en so gaan hierdie ding net mooi groei, in perspektief van mans, en dan kan mans mekaar ook bemoedig vir hulle vrouens, vir hulle kinders, vir die wat nie kinders het nie, vir die wat kinders het. Ja, ek sal sê, dis vir my 'n stap van kry daai 'n gemeenskap, 'n Titus 2 man wat vir jou kan help en vir my kan help, of wees daai Titus 2 man wat vir iemand anders kan help uit die skrif uit. En dan wel die eerste stap sou wees ek moes dit gesê. Die eerste stap is meer dieper in die woord, en dan die tweede stap is kry iemand om dit saam mee te deel wat 'n man is. Jou pa, jou oom, iemand in die kerk. So dit sal vir my baie die twee eenvoudige stappe is. Meer in die woord, meer in gebed, en dan kry iemand om dit mee te deel. Hierdie diepe vrae te bespreek en bou dan daarop in die kerk. Ja, nee, dit is baie goeie antwoord, want dit as 'n mens so kyk ook na wat aangaan is, ons moet mekaar se laste ook bly dra, en dit kom mooi uit in jou antwoord. Koen, baie dankie vir jou tyd. Dan praat ons 'n keertjie dalk weer, en aan ons luisteraars, dan hoor julle van ons by die volgende episode. Totsiens.
Hierdie potgooi word vervaardig en aangebied deur myself, Cornel Meyer. En ek, Christian Grobler, vervaardig die klank. Nuwe episodes van die Olielamp se potgooi word elke maand vrygestel. Die Olielamp potgooi is beskikbaar op ons webtuiste, as ook Apple en Spotify podcast. Teken in sodat jy nooit 'n episode mis nie. As jy enige vrae het of self oor 'n onderwerp wil praat, stuur vir my gerus 'n e-pos na olielamp.podcast@gmail.com.